Het is wow, die jaar het begin. So as jy met vakansie was tot nou toe en jy kom terug dan en die jaar trek al so ver. En ja, die seminaar wat aangebied word deur Jan van Reenen, hy is van Kimberley. En hulle het in hulle gemeente het hulle hierdie seminare wat hulle aanbied, maar hy sê toe hierdie een van hulle is uitstekend. En ek hoor by ander mense ook. So hy bied dit nou aan by ons van Vrydag en Saterdagoggend. So dit is ek het gekyk na die program ook. Ek dink ons sal dit vir julle stuur op die ding as die program ook wat hy aanbied. Blykbaar uitstekend. So as julle dit wil doen, is julle baie welkom. Daar's 'n werkboek wat hulle gebruik, dis R300 vir die werkboek, maar ons vra maar net 'n donasie van R50 vir kostes. As jy nie dit kan betaal nie, of dan is dit ook alright. Maar julle wil bywoon, registreer net. As jy dit wil bywoon, dan weet ons net hoeveel kom en hoeveel boeke hulle daar moet hê. So, nou maar right. Ja, baie dankie. Ek stem saam, ons het 'n wonderlike Vader, Jan, in die gebed. En die Here los ons nooit alleen nie. As ons in hom bly, altyd sal hy by ons wees. Dis die ding. En ook in hierdie jaar wat voor lê. So, ja, ek was in Eiserfontein en vir die kinders gaan kuier. En nou ek het kleinkinders, die kleinste kleinkind daar is nog nie 'n jaar nie. En die ander een is 3 jaar en dan is die ander een is 6 en die ander een is nou 8. So toe ek daar aankom, toe moet ek karretjie speel. En die een van 3 jaar okkupeer my. Oupa, kom speel karretjies. En wie waar met 'n karretjie speel op die mat sit. So ek 2 weke op die mat gesit. Hoe moeilik is dit om heeltyd op te staan van 'n mat af. Weet jy hoe seer raak jou boude. Maar weet jy, dit gevoel of 'n fisioterapeut my beet gehad het die hele tyd of hoe Henk my beet gehad het, want jy word naderhand weer slap, jy weet. Dit is 'n goeie ding om op die grond te wees. Die Here wil ons nederig hê. Hy soek ons op die mat, hoor. Ek wil jou sê. Ja, so dit is wonderlik. Uitdaging. Ja, is 'n voorreg. Nou goed, ja, kom, volgende wil ek graag gesels oor iets wat die Here in my hart gesit het, Desember, en dit is oor 'n rein hart vervul met die Heilige Gees. Want eintlik wat gebeur het is, in Desember maak jy mos jou garage skoon. En ek maak my garage skoon, en ek kom op boeke af wat weggepak is in my garage. En daar in daai garage, tussen daai boeke kry ek 'n boek, my Bybelstudieboek, toe ek in matriek was en eerste jaar op universiteit daai tyd. En ek maak hierdie boek oop. Nou sit ek in my garage tussen die stof. En daar is so 'n stoel waar ek trek hom nader, nou gaan ek deur hierdie ding. En ek kom goed af wat ek geskryf het toe ek in matriek was. Ek preek nou daai preek. Hier is nog so my eie handskrif geskryf. Ek het hom net so gefotostateer. Maar wat gebeur het is, en ek voel die Here, maar die Here sê toe vir my, ek sê, Jette, duidelik hoor ek die stem van die Here wat sê, hierdie ding is so belangrik. En hy sê eintlik vir my, hy sê, hierdie faset is so belangrik vir die jaar wat voor lê. Dat alle uitdagings wat ons gaan face, is nodig dat hierdie in jou hart moet wees, want jy moet dit vanaf hierdie plek, is die plek waar jy dit in die oë moet kyk. En ek sê, Here, ja, en ek lees deur dit, en dis nogal, jy gaan nogal ver terug, 50 jaar terug, wat ek dit geskryf het, plus minus. En, want, ek wil jou vra dit, jy weet, as die lewe, ek word nou 70 die jaar, maar is dit nie waar nie, dat ek lees wat ek geskryf het in matriek, en ons word nie in ons gees oud, en in jou gemoed oud nie, wie van julle voel oud? Ek voel jonger nog as daai tyd, veral as jy daar met kleinkinders weer karretjies gespeel het, op die mat. Jy voel nog net so jonk, en ek besef net, in Christus is daar lewe, en die Here het vir ons lewe geskep, wat aangaan, en ons moet pas op, dat ons nie verval, saam met die ouderdom, die vlees, wat 'n bietjie oud word nie, maar die binnekant groei ons lewe. Jy weet, en ja, so kom ons kyk, dis 'n bietjie ander manier van dink, daai tyd gewees, maar dis interessant. So ek sê net, Here, dankie dat U ons help, en ek vra dat die Heilige Gees kom, en nou ook my help, om dit net so oor te dra, en dit wat ons nodig het, en dit te vat in ons gees.
Want weet jy wat, met ons vlees sukkel ons om die waarhede van God te vat, dat dit kan standhou. Maar as die Heilige Gees kom het vir ons openbaar, dat diep in ons binneste gebeur iets, en die lewe kan vloei, en ons kan aangaan nie waar nie. Nou, ons vra Heilige Gees kom doen dit vanmôre ook vir ons, en help vir my, want sonder U kan ek buitendien niks doen nie. So, ek het gesê as 'n jong man, toe sit ek daar, ek sê ek is nou matriek, ek moet gaan studeer, ek weet nou, of ek is op pad AME toe, ek moet gaan studeer, Here, wat moet ek doen? Here, hoe moet my lewe lyk? En ek het gesê, daar's 2 goed in die lewe wat belangrik is. Ek moet die wedergeboorte so verstaan, dat ek hom kan oordra. Ek moet die diepte van dit verstaan. En ek het gaan navorsing doen en skryf. Daai tyd was nie jy kan nie fotostate gemaak het en sulke goed, of kopie gemaak het nie. Jy kan nie met jou foon dit ding afneem, jy moet maar gaan alles neerskryf. En ek het 'n ding gaan skryf, so 12 bladsye oor wedergeboorte. En ek het gesê, okay, volgende belangrike ding is 'n rein hart en die Heilige Gees se werk in ons lewe. Wat is dit in daai tyd met my perspektief? En ek het dit gaan neerskryf. En dit is en ek het daai goed baie gelees en ek teruggegaan soontoe. Here, dit is 'n fondasie in ou se lewe. En dit is eintlik 'n geweldige belangrike fondasie. So ons weet, jy weet as jy wedergebore geword het en die Here het jou aangeraak, dan gebeur daar iets in jou binneste. So daar kom rus en daar kom vrede in jou binneste. En die Heilige Gees getuig saam met jou dat jy 'n kind van God is. En daar is so dankbaarheid in jou binneste oor dit. Jy weet, en jy wil graag getuig daaroor. So, daar is dan 2 goed, né? As jy waarlik wedergebore geword het en die Here aangeneem het, wat wil jy graag doen? Jy wil graag voortaan van daar af 'n lewe lei wat God behaag. Is dit nie? Dis die heel eerste ding. As jy werklik die Here ontmoet het, en dan wil jy ander na die Here toe lei. Dit is spontane goed wat gebeur. Ja, jy wil ander vertel. Net oor dit, as ek dink aan my vriende in die lewe, daar's 'n man in my jeugtyd, hierdie man was in 'n moeilike familie, hy was 'n moeilike lewe, rof en onbeskof, noem dit so. Maar hy het wedergebore geword, en sy lewe het radikaal net daar verander. En hy het sy gitaar gehad, en hy het soos 'n willie gesing. En weet, in die jeug het hy ons gelei, en hierdie ou se lewe tot vandag toe, na al die jare, het daai vuur in hom, het net daar gebly, en dit het net gegroei, waar God kom in die radikale verandering in jou lewe. So, met ander woorde, dit is wat gebeur. Nou, die groot probleem is met hierdie is, nou baie kere mense kom tot bekering, neem die Here aan, en wat gebeur dan? Daar's 'n tweestryd wat begin in jou binneste. En die tweestryd is, dit wat ek wil doen, doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En Romeine praat van daai tweestryd wat ons het. Hier is 'n innerlike tweestryd. En nou, wat gaan ons doen? Die versoeking is dan, as jy nie gehelp word, dan verval jy weer, en die mens raak moedeloos, daai kind van God. Jy raak moedeloos, jy kry nie oorwinning nie, die sonde kom die hele tyd, jy voel die sonde heers nog oor jou. Dit is daai stryd, en dit gebeur, en ons sien dit in die lewe, en jy val terug, en jy is weer daar op 'n plek wat jy eintlik vir God en sy koninkryk absoluut niks beteken, en vir jouself nie. So, hierdie dinge is, voorbeeld is, vat jy meer, jy het nou wedergebore geword, Here, ek neem U aan, Here, dankie vir die bloed van Jesus Christus, maar vat hom maar net nie meer, skielik word jy weer kwaad, jy het nie beheer oor jou meer, jy het nie beheer oor daai ding, hoeveel dinge kan ons nie noem nie. Nou, jy wil graag oorwinning hê. Nou staan daar in die woord, die volgende, in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. So, ons het hulp nodig, ons het verlossing nodig, ons het iets nodig om ons te help met hierdie probleem wat ons het. Nou, as ou net daaraan dink, ek wil miskien net so vinnig vooruitloop is, so in ons lewe, wanneer ons
fisies as mens gebore word, is daar 'n sonde. Ons word met sonde gebore. Nou my kleinseun, die een van 3, hy is 'n ondeende mannetjie. En nou speel ons. En nou dan speel ons allerlei speletjies. Ek is 'n speeloupa. So dan stretch hulle natuurlik die grense ook weer. Jy weet ons hoe werk daai goed. En nou gryp hy my bril af en om my te terg en te speel nou. Maar ek het maar gesê, jy moet nie dit doen nie, want nou is ek op die grond. Nou is my bril vuil. Nou moet ek opstaan, dis baie werk. Nou moet ek badkamer toe gaan en my bril weer gaan was. Dan moet ek weer terug. Maar hy doen dit weer, hy gryp my bril en hy hardloop so weg. Ek sê, daai bril is duur, kom bring hom terug, jy is nou ongehoorsaam. Maar wat ek sê nie daai goed nie, ek sê, baie dankie dat jy nou my bril gevat het. Hy sê, hoekom sê oupa so? Baie dankie, hoekom sê oupa so? Nou, eintlik wat ek nou sê, is ek sê, want jy leer my nou geduld. Jy leer my om fisies oefening te doen, jy help my nou. Jy doen al hierdie goed, dis wat jy nou eintlik doen. Maar ek sê dit nou nie. Ek sê, maar wat moes ek gesê het? Hy sê, oupa moes gesê het, moenie dit doen nie. Hy weet baie goed. Nou dit is die ding, nou kom ek jou sê, dit verskil niks met groot mense nie, hoor. Ons weet presies wat is die regte ding om te doen, dis wat hierdie skrif sê, maar ons doen hom nie. Ek trou baie paartjies, oor al die kerke heen is, nie baie paartjies, maar ek het nou al baie getrou. En die interessante ding is die persentasie, wat nie saamslaap voor die troue nie, het deur die tyd, oor hierdie paar jare, het daai persentasie verklein en verklein en verklein. En die mense wat ek kry, wat ek trou, wat nog nie saam geslaap het nie, is dit 1%? Is dit 5%? Is bitter min. So met ander woorde, jy weet, wat is die regte ding, maar jy doen hom nie. So nou, ek sê net, waarmee is ons besig? Met watter God het ons te doen, jy weet, en hoe kyk hy na dit? En ja, so nou goed, hierdie klein kind weet presies. So wat het ons nodig eintlik? Ek wil 'n vraag vra. As God voorsiening gemaak het dat die mens van sy sonde skuld vergifnis kan ontvang, en ek lees sommer nou wat ek geskryf het daai tyd, het hy dan nie in sy verlossingsplan ook voorsiening gemaak om die mens in 'n staat te plaas waar hy 'n lewe kan lei wat vir hom welbehaaglik en aangenaam is nie? Dis die God wat ons het. Die vraag is eintlik, die antwoord is, ja, natuurlik het God dit ook vir ons bewerkstellig. Hy het. Maar hoe lyk dit? Ek en jy wil nie 'n val en opstaan lewe lei. Is dit nie waar? Wie wil dit lei? Ons wil 'n stabiele lewe in die Here lei. Maar moenie bekommer nie, ek is nie besig om perfeksionisme te predik nie, jy sal nou sien. In 1 Johannes 3 vers 8 staan daar, hy wat sonde doen is uit die duiwel. Nou dit is nou rowwe, is dan 'n rowwe skrif hierdie. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. En ons moet dit, so as jy dit in jou kan visualiseer, dis wat God gedoen het. En ook op my van toepassing. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, maar hy is uit God gebore. 'n rowwe skrif. Nou maar wat beteken hierdie skrif eintlik? Jy weet, hoe moet ons na dit kyk? Want hierdie skrif is nou genoeg om vir jou moedeloos te maak. Is dit nie? Want hy praat diep. Daar's 'n jaar wat verby is. Hoeveel jaar, Here, hierdie jaar, hoeveel keer het ek nie na u geluister nie? Hoeveel keer het ek verkeerde besluite geneem? Hoeveel keer het ek dit, Here, dit is deel van ons lewe. Maar as 'n kind van God, maar hoe werk dit? Nou jy sien, Johannes 10:10 sê, in elk geval, die duiwel kom slag, steel en verwoes, maar God wil gee vir ons lewe en oorvloed. So, in my lewe is daar mos 'n plek hoe ek
elke dag se uitdagings en elke dag se verhoudinge kan hanteer, waar oorvloed en lewe is deel daarvan. My belewenis van dit moet dit wees. Dis nie net altyd, hier is net 'n geloofding wat ek sê, okay, ek leef maar in geloof die ding nie. Nee, God kom plant dit in jou hart. Daar's iets wat die binnekant gebeur. En dit is wat ons moet hê. Hierdie lewe in oorvloed beteken eintlik so in Johannes 4:14, kom ek spring 'n bietjie soontoe. Hy sê, maar elkeen wat drink, Jesus praat met die vrou by die put, die Samaritaanse vrou. En hy gee vir haar 'n les en hy vertel van, hy praat met haar, maar hy sê, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. 'n Fontein wat opspring. En ek sê, een van my lidmate by die gemeente, een van my broers daar het 'n plaas, hy stuur vir my in Desember, Januarie, terwyl ek in Eiserfontein is, stuur hy vir my 'n boodskap, hy sê, Jan, bid saam met my, ek moet boor op my plaas. En ek weet nie wat het boorgat, waar ek moet boor nie, daar of daar. Bid dit saam met my, ek weet nie, en sê, Here, help tog my broer, Here, help hom, want ek weet, ek kom ook van 'n plaas af, jy wil nie 'n verkeerde gat boor nie, dis baie geld. En hy bel my later, hy sê my, ek het 1000 liter 'n uur gekry. Ek sê, wow, hy sê, ja, dit sal voldoende wees, is genoeg vir hom. En ek sê, okay, maar prys die Here vir dit, is dankbaar. Maar hy sê, nee, maar hulle moet nog 'n bietjie dieper gegaan het, maar die ding is nou stikkend en daar is 'n probleem. Hy stuur later vir my 'n video, waar hierdie boer toe hulle nou dieper gegaan, maar daai 1000 liter spuit nou daar uit. Hy loop net so uit, dis 1000 liter. En daar staan 'n man met 'n kamera, maar hy staan 'n bietjie ver. Duidelik staan hy ver, hy neem die hele boormasjien af en die watertjie wat uitspuit. Die volgende oomblik, kom daar water uit, dat die kameraman moet weghardloop. En hy sê vir my, Jan, en ek het net 'n paar meter diep geboor. Ek dink dit was 2-3 meter verder. Toe slaan hy 50.000 liter omtrent. Van 1000 na 50.000. En ek sien hierdie prentjie en die Gees sê vir my, dit is so, as die water wat hy vir ons gee, soos 'n fontein opspring in jou binneste, dan is dit daai ding. Waar's die passie en die vuur? So ons word wedergebore, daar's 'n passie, daar's 'n vuur. Ons het die Heilige Gees nou nodig. Maar Here, daai passie verdooi. Here, wat nou? Hoe werk dit? Here, die reinheid van my hart is ter sprake. Here, hoe moet ek nou maak? Jy sien, hierdie goed. En ek sê, die Here sê, ek wil daai, dis wat ek vir jou gedagte het. Nou, ek en jy, as ons dink oor ons hart, saam met 'n rein hart, is die gedagtes van God oor ons lewe is verskriklik belangrik. As ek en jy nie bewus is van hoe God oor my en jou dink, en wat hy vir ons wil gee nie, hoe gaan ons leef? As God vir ons 'n rykdom in gedagte het, en ons leef met 'n arm gedagtes perspektief, gaan ons nooit dit betree. So God wil vir ons sê, hierdie skrifte moet ons in ons hart inneem. Here, dis wat U wil hê. Maar hoe lyk die praktyk? Kom help my nou, Here. Nou goed, Johannes 7 vers 38 is 'n volgende belangrike een. Jesus staan by die loofhuttefees en hy sê die volgende: Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou ek en jy moet sê, Here, as strome van lewende water nie uit my binneste vloei, Here, moet ek werk maak af. Wat is nodig, Here, my lewe? En jy kan nie stop voor jy nie by daai antwoord uitgekom het en die strome loop. Here, wat is nodig? Toe Dawid gesê het in Psalm 23, toe sê hy, my beker loop oor. Jy sien my beker, kan jy dit sien, hy prentjie? My beker loop oor. So die beker wat oorloop, ek is vol van hom, maar my beker loop oor na om my, na ander toe. Here, dankie. So die Here het 'n doel met my en jou. Nou, die sonde is 'n probleem, en die feit dat ons moedeloos kan raak in ons lewe daaroor dit. Nou, Romeine 6:14 sê die volgende:
want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Die sonde sal oor jou nie heers nie. Nou dadelik moet ek en jy kan sê, ons kan 'n posisie leef, met ander woorde, ek en jy, waar sonde nie oor ons heers nie. Ek meen, as jy wedergebore geword het, en God het die skuld van sonde van jou weggeneem, en dan is jy mos nie meer 'n sondaar. So ek gaan nie meer uit gewoonte sondig. Né? Nou, kom ons kom weer terug na jou hart toe. 2 Petrus 1 vers 10. Daarom broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel. Nou nooit is 'n groot woord. My pa het altyd gesê, my kind, nooit is 'n groot woord. Wat sê jy? Nooit is 'n groot. Ek sê dit nooit weer doen nie, pa. Nooit weer doen nie. Nooit is 'n groot woord. Maar die Here sê, jy sal nooit struikel nie. Nou wanneer gaan jy nooit struikel nie? Wanneer jy jou roeping en jou verkiesing vasmaak. Wat is ons roeping? Natuurlik wedergeboorte, maar as om God te aanbid, die Heilige Gees in ons lewe te hê, jou hart te kan skoonmaak. Here, kom maak my skoon. Wat moet ek doen? Hoe lyk my verkiesing? Jy maak dit vas in die Here. En as dit daar vas bly, jy's daar. Jy's in daai posisie, dan sal jy nooit weer struikel. Maar die probleem is, ons bly nie altyd daar nie, nê? Nou, die ding is nou, hoe werk dit nou? As ek nou sê, ons moet dit nou doen. Kom ek sê so. Wat ek sê, as ek praat oor hierdie onderwerp, 'n rein hart, en ek praat oor sonde, dan sê ek nooit, ons sê nooit, jy as 'n kind van God, is nie meer vatbaar vir sonde nie. Jy is vatbaar vir sonde. En hoe meer ons dit besef en weet, ons is vatbaar vir sonde, gaan ons versigtig maak. Daar is 'n God, is dit nie? As Adam was rein, net soos Jesus rein was. Adam is in 'n plek van perfektheid, daar is hy in nie. Maar, hy was vatbaar vir sonde. Hoekom? Die versoeking kan kom. Jesus was vatbaar, hy is versoek net soos ons, hy het 'n mens geword net soos ons, maar hy was sonder sonde, maar Adam het geval, en die sonde het ons almal getref. So ons moet dit verstaan. So die geveg daar, so ons is vatbaar vir sonde. Maar hoe kan ons dit oorkom? Here, hoe kan U my help? Nou, as ons nou lees, en ek wil gou vir julle net hierso lees, Dawid sê die volgende, eintlik Romeine 5:12 sê net 'n ding, daarom soos daar deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, so deur Adam, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou net so, deur Jesus Christus het die lewe gekom en die vrymaking het gekom na ons almal toe. Nou Psalm 51:7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. My kleinseun het vir my baie mooi verduidelik hoe dit ook weer werk. Dit is presies so. Job 14:4 sê Job byvoorbeeld 'n mooi ding, ag kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine. Hy sê nie een reine kan uit 'n onreine voortkom nie. Johannes 9:34. Daar was die blinde man, en die fariseërs beskuldig hom, sê hom, jy's 'n sonde, in sonde is jy gebore, hoe kan jy ons wil leer? Maar hy kom, en Jesus het vir hom iets gedoen, en hy sê, hier is iemand, en hy vat sy oë, en hy sit sy oë daar by Jesus, en hy wil vir hulle verduidelik, en hy sê, wie is jy wat ons leer? So daar's die geveg tussen die sonde, en wie is jy, en wat 'n plek in staan ek en jy, nê? Genesis 6 vers 5, het die Here gesê, dit het om berou gehad die mens gemaak het, want daar's sonde. Dis die effek van sonde. Sonde maak vir jou dood. Sonde vat jou in 'n plek, as jy in sonde leef, waar jy verwronge raak. Ek wil sê, weet jy, hoe meer ek gaan kyk na die woord in die Bybel, sonde maak jou so verwronge, liggaam, siel en gees. Vernietig jou, liggaam, siel en gees. So, met sonde in ons lewe moet ons deel. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Nou Markus 7 vers 21
sê 'n mooi ding. Hy sê, want van binne uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbannigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Hy hoef maar net hoogmoed genoem het. Dan, Here, al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. So nou, iewerster is daar 'n plek van reiniging wat nodig is. Reiniging. Dink aan die vrug van die Heilige Gees. Hy sê die Heilige Gees se vrug is hierdie: liefde, vriendelikheid, goedheid, alles. Dis heeltemal die teenoorgestelde. Die Here sê, daai is die goed wat ons van leef. Maar hoekom is dit so dat baie Christene, die meerderheid Christene, wat sê hulle is Christene, vind jy hierdie goed heers daar? Nou ek en jy, die Here roep ons na 'n plek toe en sê vir ons, hey, kom ons gee 'n bietjie aandag aan dit. Ek wil jou vra. Hier's 'n ou tannie. Ek sê ou tannie, sy moet nie hoor ek sê so nie. Maar sy is so 'n bietjie ouer as ek nog. Weet jy wat is haar woorde aan my toe ek nou terugkom van vakansie af? Dis daar's 'n tyd wat ek stoksiel alleen was vir dae nou hierdie vakansie. Maar dit was 'n baie goeie ding. Sy sê, want ek kon dieper dink. En ek is by die Here gesit. Ek sê nou soos hy sê, nee, die Heilige Gees het my gepraat nie. Ek het sonde bely en ek het sonde bely. Sy sê, ek het gesien dat my hart nie so rein was. Ek het gesien, ek koester hierdie goed en ek koester daai ding. Maar hierdie is 'n vrou van God. Dis 'n vrou van God wat wandel met die Here wat hierdie goed vir my sê. Sy sê, wow. Ek sê, Tannie, jy sien, en dadelik dink ek daaraan, dat die lewe het so besig geraak. Ons raak so oppervlakkig. Ons gaan sit nie by die Here en ons hoor, Here, kom praat met my oor my lewe. Laat U lig op my lewe skyn. Here, want jy sien, nou kom jy daar agter en sê, jy lewe eie lewe. Dis my eie geite. Dis my eie. Hier is die onreinheid in my binneste. Here, kom maak my skoon. Kom help my, Here Jesus. Nou, goed. So die feit dat Jesus en Adam vatbaar was vir sonde, beteken ek en jy is ook vatbaar vir sonde. En die vyand weet dit. Hy wil my en jou versoek. Maar hoe het Jesus die versoeking oorkom? Daar staan geskryf. So, waar was sy denke? Waar was sy hart? Waarmee was hy besig? Dit wat my Vader sê, dit doen ek. Wat sê my Vader? My Vader het hierdie gesê. My Vader, hy was so volgemaak van die waarheid en die skrif en die heerlikheid, dat hy dit kon spreek, in daai oomblik. Hy kon dit spreek. Nou, ek wil nou sê, net jy, 1 Johannes 3:6 sê, elkeen wat in hom bly, nou hier gee dit vir ons 'n bietjie verduideliking, elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Nou dit verduidelik daai ander moeilike skrif vir ons. Solank ek in die Here Jesus Christus bly, sondig ons nie. Maar dis wanneer ons uitbeweeg. Ek het 'n storie geskryf daar met my pen en matriek, gesê ek, die storie daar is, as jy 'n baba vat of 'n jong kind vat en jy sit hom op 'n vuil vloer en hy speel daar, is hy vuil. Maar as jy die kind vat, jy trek hom mooi skoon aan, die kind is mooi en jy sit 'n mooi skoon kombers op die vuil vloer en jy sit die kind daarop en sê bly op die kombers, dan bly die kind skoon. Maar as die kind ongehoorsaam is en afloop, dan is hy vuil. Nee, dieselfde storie. So, as ons in die Here bly, dan sondig ons nie. Daar is 'n verhouding. Nou, ek het die vakansie weer Dawid gelees. En ek is geskok weer oor hoe die Here elke keer ou stories vat in die Bybel en hy praat altyd nuut. Maar jy weet, daar staan so mooi geskryf. En die Here sê, toe Samuel kom en hy moet nou die seun salf met olie, wat die koning gaan word, en hulle kom nou by Dawid uit, toe sê die Here, want hy het Samuel sê, ja, hier is Eliab. Wow, sê Samuel, dit moet definitief die man wees, die koning wat Saul gaan vervang, want dit is 'n statuur van 'n man, groot so Saul. Die Here sê, nee, die mens sien wat voor oë is, maar God sien die hart raak.
Jy sien, wat sien hy? Hy sien die rein hart raak, hy sien die motiewe raak, hy sien my en jy motiewe raak, daar is niks verskil nie. En ek sit so, ek sê, Here, want hy praat met my oor die rein hart. En hy salf Dawid, en daar staan so in die Bybel, en van die oomblik dat hy Dawid gesalf het, en die Heilige Gees, die Gees van God, het vaardig geword oor Dawid, van daai oomblik af, en verder. Nou hier is die sleutel vir ons. Is dit nie waar? So die Heilige Gees het vaardig geword oor hom, en in daai krag het hy die beer en die leeu verslaan. Nie in sy eie krag. In daai krag het hy vir Goliat verslaan. Nou Goliat, die sonde. Waarmee gaan ek en jy die sonde verslaan? Waarmee gee ons hom pad? Met ons eie krag? Onmoontlik. In die vleesstryd? Onmoontlik. Daarom sê die Bybel, wandel deur die Gees. As jy in die lig wandel, as jy in die Gees wandel, dan gebeur iets. So, maar hoe kry ek dit reg? Hoe kry jy dit reg? Jy weet, dit is so belangrik, dit is gehoorsaamheid. Nou Dawid, wat het in Dawid se lewe verder gebeur? Dit het my 'n bietjie weggeslaan weer, want ek dink Dawid leef so. Hy verslaan Goliat, almal besing sy lof. Jy weet, jy kan ding op loftes, daar's 'n 3 gedruk, die hele skare sing vir hierdie ou. Man, jy is die liefling van lof. Wie was daai man? Die liefling van loftes. Derek Hougaard. Jy weet, hy het hierdie ander rugby uit die WP verslaan, en hy het alles verslaan. Dis, jy weet, en almal, en nou Dawid kan jy dink, daar is hy net so, hy word nou op die hande gedra. 10.000 hy verslaan. Maar Dawid vat dit nie kop toe nie. Hy is so in die Here, die Gees van God. Dawid is so in die Here, hy word nie hoogmoedig nie. Weet julle wat hoe groot ding is hierdie? En ek sê, Here, want Dawid weet, hy kan niks doen nie. Hy weet, dis God wat my in staat stel. Hy weet, en dit is suiwer in sy denke. Sy hart is rein. Sy motiewe is rein. Dawid se motiewe is so rein, dat toe, nou wil Saul hom sy dogter gee. Jy kan met my dogter trou. Weet wat is sy reaksie? Wie's ek om met die koning se dogter te trou? My is klaar gesalf as koning, né? Wie's ek om met die koning se dogter te trou? Ek is 'n arme man, sê hy. Ek kan nie met die koning se dogter trou nie. Maar die koning, hy speel vir die koning al 'n bietjie lekker sieter, want die daar's 'n bose gees wat pla. Maar ek kan nie vir die koning se dogter trou nie. Hy ken sy plek. Hoekom ken hy sy plek? Want hy loop die pad met die Here. Hy het toegelaat dat die Heilige Gees wat oor hom kom, verder werk, en hy behou daai plek van suiwerheid. Hy verraad nie aan Saul nie. Kom ek sou vir jou sê, ek en jy, as Saul na ons toe gekom het, die manier wat hy na Dawid toe gekom het ons onsself regverdig nou, en hoekom sê ek so? Want ry maar net gou jy taxi raak, ry maar net gou iets, ons weet, ons wil gou, maar die plek spring, ek sort hierdie ding nou uit. En Dawid kon hy goed uitgesort het, maar hy sort dit nie uit nie. Wat sê die Here? Raadpleeg die Here. Sy hele lewe daar, in sy jong lewe, is suiwerheid. Daar het 'n tyd gekom wat hy die onreinheid toegelaat het. En dit het hom duur te staan gekom. Maar die suiwerheid, Here, 'n rein hart, nederigheid, afhanklikheid, absoluut aan die Here. Terwyl ek daaronder was, ek gaan nie sê waar nie, want daar's 'n hofsaak wat vandag voorkom. En terwyl ek al was, bel iemand my en vra hulp. En wat gebeur het is dit, die saak kom nou vandag voor. Ek gaan nie sê waar nie, want ek moet nou nie dit sê nie, want dit is nou iets wat besig is om te gebeur. Is 'n Christen. So omtrent my ouderdom. Hy ry van die kerk af. En hy kom by 'n plek verby waar hulle besig is om anti-Israel kampanje daar te hê. En dis die luidsprekers, hierdie megafone en teen Israel, en hulle weet al daai goed, julle ken hierdie storie nou. Hy stop daar. Hy klim uit sy kar en hy stap na die vrou wat praat. Hy gaan staan langs haar en hy sê vir haar, Hamas het die oorlog begin. Hamas het die oorlog begin. Nou, so dit is wat hy doen. Wat gebeur toe? Nou, ek wil jou vra, jy sien, as ek en jy sê ons het 'n rein hart,
Ons wil 'n rein hart hê. En hier's 'n jaar wat voor lê. Jou rein hart is bepalend oor baie van ons die benadering tot die probleem. Die benadering en alles wat ons doen is 'n rein hart so belangrik. Hoekom sê ek, wat gebeur toe hierdie vrou onmiddellik swaai hierdie megafoon in sy gesig en sy skree op die toppunt van haar stem vir hom hier in sy ore met 'n megafoon en sy sê hom nou sleg natuurlik. Wat doen hy? Hy vat sy hand en hy druk daai ding net weg. Nou gaan hy in die hof verskyn vir aanranding, want hy het die vrou nou aangerand. Goed, nou vra hy hulp. Ek kan nie prokureur bekostig nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie, maar ek sê, wat jy nou gaan doen is die volgende. So hy kom nou voor vanmôre. Maar kom ek vir jou vra. Die vraag is wat ek vir hom sou wou vra. Ek het nie dit gedoen nie. Maar as ek in daai situasie is, wat is die vraag? Gaan ek hierdie dieselfde ding doen? Want hy wil 'n standpunt nou vir Israel maak. Hy wil 'n standpunt vir die waarheid maak. Die vraag is net, is ek en jy geroep om in daai geveg betrokke te raak? Was hy geroep in daai geveg betrokke te raak op daai manier? Gaan die geveg oor dit? Nee, die geveg gaan nie oor dit nie. Maar die Israeliete en die staat, die Jode soos hulle vandag is goddeloos. Hulle ken Jesus nie, dat hom verwerp. Hamas het die Palestynë het Jesus, hulle ken nie Jesus nie. So hier's 'n geveg tussen twee goddeloses. Alhoewel Israel is God se volk. Ek sê maar die geveg gaan hier oor daai dis 'n wêreldse geveg. Dit is 'n geveg daar teen, maar waaroor gaan die eintlike geveg? Dis oor die redding van siele. Dis die verkeerde opmerking wat hy gemaak het. So die vraag is, wat was in sy hart? Wat 'n oordeel het in sy hart gehad? Jy sien, die Here sê, die oordeel moet uitkom. Hy sê ons, hoe kyk ons? Is ons mense wat aannemer van die persoon is? Of nie? Hoeveel keer dink jy nie, maar hierdie mens is laat-klas, hierdie een is alright-klas, ek gaan nie met daai mens praat. Hoeveel keer, wat is hier in ons hart? Jy sien, as hy daar gekom het, wat is die regte manier? Ek kom ek jou beloof, as die Heilige Gees daar in sy lewe was, hy het geluister soos Dawid na die Heilige Gees. Here, wat moet ek doen? Gesê, Here, wat gaan hier aan? Hierdie gevegte gaan nooit ophou nie, tot U kom nie. Here, lyk vir my. Maar Here, die siele moet gered word. Jesus. Mercy and grace. Here, kom. En jy kon daar by die vrou gaan staan het, en hy kon net vir haar gesê, Jesus is lief vir jou. Baie beter opmerking. Byvoorbeeld. Maar wat sou die Here vir hom gesê het om te doen? Wat sê die Here vir my en vir jou in die situasie wat ons moet? Jy sien, uit 'n rein hart is daar lewe wat vloei. En dis die Heilige Gees wat ons nodig het in hierdie jaar om te sê, Here, maak my sensitief. Soos wat die ou tannie voor die Here buig en sê, Here, ek dien U al soveel jare, ek loop die pad saam met U, maar Here, ek het toegelaat dat goed in my hart kom. En Here, ek het aanstoot geneem hier, ek het aanstoot geneem daar. Weet jy dat kinders van die Here kom en sê, hoor hierso, na my toe, dan sê hulle vir my, ek gaan nou hierdie besluit neem. Sê ek, gaan jy regtig hierdie besluit neem? Ja, ek sê, want jou hele besluit is gebaseer op aanstoot. Jou hele besluit is gebaseer op jou eie vlees. Wil jy regtig daai besluit neem? Dis distractie, jy gaan vernietig word. Jy gaan self jou vernietig. God wil kom. En hy sê vir, en jy weet, dis die plek wat ons kom en sê en uitroep. Skep in my binneste 'n rein hart, Here. En jy weet, ek weet God, Jesus het gedeel met die sonde. Die mag van die sonde moet gebreek word in ons lewe. Die bloed van Jesus Christus doen dit. Maar dan is daar, as ek sê ek word gedoop, die doop beteken wat? Eenvoudig, ek sterf saam met Jesus Christus. Ek staan op in 'n nuwe lewe saam met hom. Maar dis 'n dag vir dag ding. 'n Rein hart, Here. Jy weet, as jy kwaad word, in die huwelik weet julle hoe dit werk. In die huisgesin weet julle hoe dit werk. Weet jy wat is vir my mooi?
ek wil nie name noem ook nie, maar ek hoor getuienis, en weet ek, hierdie familie het gesukkel die laaste paar jaar, met fights, bekleierery in die familie, dis altyd op en af, en daar's onvergenoegdheid, baie. Nou hoor ek 'n vrou wat sê, nou, sy sê nou, ek weet nie wat het gebeur nie. Ek weet nie wat het gebeur nie, maar hier's vrede in ons huis. Ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek weet wat het gebeur. Ek weet wat het die vrou gedoen. Hierdie vrou het na die Here toe gegaan. En sy het elke dag woord gevat, en sy het haar hele lewe aangepas by die woord. Van haar eetgewoontes, elke liewe ding. En ek kyk hierdie vrou, ek sê, hierdie vrou het verander. Hierdie vrou is dieselfde vrou nie. Hierdie vrou weeg 20 kg ligter. Hierdie vrou se oë blink. Hierdie vrou het 'n ontmoeting weer met die Here. Daar's lewe in hierdie vrou. Alles, haar uitkyk verander. Die effek om haar verander. Maar ek weet nie wat het gebeur nie. Jy het verander. Jy het God gesoek. Jy het dit gedoen. Dit is, nou ek en jy, hierdie jaar is 'n jaar vanuit die diepte van ons verhouding met die Here. Dis baie keer nodig dat ons alleen is. Dat die Here diep met ons kan praat. Dis baie keer nodig dat jy alleen in jou garage gaan sit en die deur toe maak. En die stof begin wegvat. Here, die stof wat op my lewe opgegaar het. Here, ek wil graag 'n bietjie hierdie dinge bedink. Wat sê hierdie? Wat beteken 'n rein hart? En wat is 'n innige pad wat ek saam met U moet stap? In al ons besluite. Jy weet, ek kom in hierdie boek vir my in my garage, kom ek af op 'n gedig wat ek geskryf het. Wat hom eintlik vir julle saamgebring het. Eers of my gelag het, maar dit is toe voor ek trou. Op die universiteit het ek ook in hierdie Bybelstudie boek verder hier agter en ek 'n gedig gaan skryf, want ek wil met my ma praat oor die probleme wat ek het in my verhouding met my aanstaande vrou, want ek weet nie om hierdie goed te hanteer nie. En maar nou my ma, daai tyd is daar nie telefoon, jy moet 'n tikkieboks gebruik en ek kan nie 'n brief skryf nie. Hoe gaan ek 'n brief nou skryf vir my ma oor hier? En ek kom met my ma uit, ek sê dan een keer 'n maand. En nou ek skryf toe 'n gedig. En ek skryf in hierdie gedig die volgende en ek sê net, ek eindig hom so en ek sê die pyn as jy bemin nie dink soos jy nie. Die pyn. Here, is die fout by my of is die fout by haar? Hoe moet ek maak? En ek sê, nou wil ek vir my ma vra. Ma, ek is lief vir hierdie vrou, maar daai goed hierdie, hoe moet 'n mens die goed hanteer? Wie wat ek by my ma kom en ek wys vir haar net die gedig. Ek sê vir haar, okay ma, dis nogal lekker, nee. Ma, lees dit hierdie. Dis eintlik 'n lang brief wat ek so saamvat. Maar ma, dis my probleem. My ma se woorde aan my was, luister my seun. Jy weet wat jy het, jy weet nie wat jy gaan kry nie. Want sy like die vrou. En sy weet die kwaliteit van die vrou. Maar sy weet ook my, wie ek is. Nou sê my ma eintlik, in die volgende gesprekke, wat my ma eintlik gesê is die volgende. Nou kom ek sê vir jou uit 'n rein hart, want jy dink nie altyd dieselfde. Jy's getroud, of jy gaan trou met iemand, jy dink nie dieselfde. Geen mens dink altyd dieselfde. Nou dis my vraag gewees, wat maak ek met hierdie verskille? Wat maak ek met die persoonlikheidsverskille? Wat maak ek met dit? My ma sê vir my, eintlik is die antwoord die volgende. Jy moet onvoorwaardelik lief hê. As jy dit nie kan hê nie, en jy kan dit nie, en sy kan dit nie hê nie, jy kan dit nie hê nie, sal jy nie trou nie, met ander woorde. Jy sê, maar daar's 'n ander ding. Daar's 'n plek van verdraagsaamheid. Jy moet haar die verskille kan verdra, en sy met jou verskille kan verdra. Nou sien nou, as jy nie 'n rein hart het wat sê, okay Here, as jy selfgesentreerd is, en hoe gaan jy dit kan doen? Jy gaan sukkel. En toe sê sy vir my 'n ding eintlik, wat sy dit vir my verduidelik, maar sy het dit nie so bewoord nie, maar wat ek verstaan het, sy het gesê eintlik, jy met jou vrou, met wie jy gaan trou, ten spyte van die verskille, in haar volle mens wees, ten volle aanvaar. En jy moet dit kan uitspel na haar kant toe. As jy dit nie kan doen nie, kan jy nie met haar trou nie. En as jy nie, jou vrou, jy nie die belewenis daarvan het, dat sy jou in jou volle mens wees aanvaar, net soos jy is nie, kan jy nie trou nie. Dis eintlik wat sy gesê. En
En ek het dit so verstaan, maar ek het dit nie in daai bewoording gehad nie. Agterna het ek die bewoording van dit gekry en gesê, dis eintlik wat dit is. En ek lees 'n ding later wat sê, wanneer dit gebeur, dat jy 'n paartjie mekaar in hulle volle menswees aanvaar, dan skei jou liggaam 'n sekere chemiese stof af, 2 stowwe. Skryf Cole de Klerk in sy boek. Hy sê, wat veroorsaak dat jy 'n lewenslange aangetrokkenheid tot mekaar ontwikkel. As dit nie daar is, nie sukkel jy om 'n lewenslange aangetrokkenheid te ontwikkel. Nou ek sê net, so, hoe is dit moontlik dat jy hierdie goed kan doen, as jy nie kom by 'n plek van 'n rein hart? Om te sê, 'n rein hart is die vrug van die Heilige Gees. Die Here, jou oog op die Here, 'n plek van nederigheid, 'n plek van liefde, 'n plek waar jy jouself nie laat geld nie, 'n plek van die ander se belange, 'n plek van Here Jesus, kom help. Die wonderlike ding is, ek en jy is op 'n plek vandag, in die begin van die jaar, waar ek en jy kwaliteit besluite kan neem vir die Here en sê, Here, help my. Die eerste kwaliteit besluit wat ons moet neem is sê, Here, ek kan nie dit myself uitdoen. Ek het U nodig. Ek het die Heilige Gees nodig. En Here, kom hier binnekant, dat ek weer reg kan dink. Jy sien, weet jy wat, ek vra vir 'n rein hart, in verhoudinge, hoe ouer ons word, hoe meer suur raak verhoudinge. En hoeveel is daar emosionele blokkades, ons kan nie meer praat nie, want die bagasie is te groot. As jy 'n rein hart voor God het, dan gaan jy met daai goed werk maak van dit. Jy gaan na 'n plek van nederigheid, gaan sê, Here, help my. En terwyl ek in my garage gesit het, van daai tyd af, werk die Here met my. So die Here werk met my. Ek sê, Here, hier is goed, daai ding in my lewe, daai ding moet aandag kry. Van hierdie goed is 'n proses. Gaan jy dit los, of gaan ek aan met die proses? Kom help my, Jesus. Here, ek moet aan die ding bou. Weet as 'n verhouding skeef geloop het, oor die jare, maak jy my in een oomblik reg. Maar jy gaan na 'n plek toe, waar jy instap, en jy sê, Here, hier begin ons, en ons begin soontoe te gaan beweeg. Jy doen dit, en in nederigheid, jy forceer nie, maar jy gaan na 'n gebrokenheid die binnekant. Skep in my binneste, Here, 'n rein hart. En ons het die Heilige Gees nodig. En ek dink ek gaan nooit afsluit hiermee. Ek sê, Here, help ons, help my. En ek dink as ek die Here so nodig het, dan het julle dit ook waarskynlik nodig. Ons almal. Help ons, Here. En ek wonder, kan ek 'n gebed bid, waar ek vir die Here vra, Here, kom help ons. Vergewe ons. Maar skep die rein hart in my binneste, Here. Kom maak my sag hier binnekant. Al die kwade gevoelens, al die oordeel, val dit net uit. Laat die lig skyn. Weet jy, dit is dominee Gerard Barnard van Ermelo gemeente, jare terug, het die dominee gegaan, hy het hom gesê, ek soek die Here, ek soek herlewing. En hy het homself in die kerktoring gaan toesluit, of daar gaan sit. Hy het gesê, ek vas en bid nou hierso, julle kan preek, of hy het afgegaan en gepreek op Sondag, maar dan sy weer terug in die toring, vas en bid. Hy het die Here gesoek. Hy sê, nou kom hy daar bo in die toring, as ek nou reg onthou. Toe sê hy die volgende, ok, nou wat gaan ek doen al hierdie dae en ure in hierdie toring? Ok, ek gaan bid, ek gaan die Bybel lees, maar wat bid ek? Hoe lang kan jy bid? Hoe lang kan jy sinvol bid? En dit het my getref toe hy dit gesê, toe sê hy, weet jy, en ek dink toe is 'n goeie ding, kom ek begin maar te bely. Hy sê, nou dink hy, ok, daar's nou hierdie een sondetjie. Hy sê, hy bely daai een sondetjie, of daai ding. Hy sê, en weet jy wat, toe kon ek nie ophou bely nie. En die sy herlewing in daai gemeente het begin met belydenis. Skep in my binneste, Here, 'n rein hart. 'n Rein hart bring ons by 'n plek waar ons die volheid van God verwag. Waar ek en jy kan begin stap en sê, Here, ek wil in die volle krag van God stap. Vanuit nederigheid, dit is U krag, Here. Ek wil in die oorwinning stap. Die sonde sal oor jou nie heers. Maar wat sal hier binnekant my heers? Die leiding van die Heilige Gees. Stuur my, Here. Die vuur van die Heilige Gees.
kom stuur, my Here. So kom ons sit net so en dan bid ek net. Here, wanneer ons die woord so vat en ek lees en ons kyk na Dawid en ons kyk na al hierdie dinge in die Bybel wat U van praat en ons kyk na ons worsteling en ons sien, Here, hoe U ons gemaak het en dit is wonderbaarlik. En Here, dan wil ons sê, dankie dat U ons so gemaak het, dat ons vatbaar is vir sonde, sodat U vir ons in afhanklikheid aan U die oorwinning kan gee deur die Heilige Gees om in oorwinning te kan stap, Here, en waarlik te kan oorwin. Ons wil vanmôre erken, Here, ons swakheid ook. Ons wil erken dat ons baie keer 'n ding weer beleef, Here, hierdie is 'n tweestryd in my binneste. Ek wil net vra, Here, kom help ons. Vergewe ons, Here, waar ons selfregverdiging, selfbejammering toegelaat het, wat heers in ons lewe. Waar ons eie opinie so sterk geword het, Here, dat dit amper 'n afgod word soms. Here, waar ons siening van 'n saak, ons dit net wil afdwing altyd. Here, so kan ons aangaan, maar vergewe ons. Kom reinig ons deur die bloed van Jesus Christus. En Here, kom sit in my binneste 'n vaste gees. Skep 'n rein hart in my binneste, Here. Dankie vir die bloed van Jesus. Here, dankie dat ons vir U enige ding kan vra wat U vir ons wil gee. U staan gereed om dit vir ons te gee. U wil vir ons lewe en oorvloed gee. Vul ons met die Heilige Gees. Here, laat dit soos 'n fontein opspring in ons binneste. Here, en dat ons kan hardloop saam met U, my Here Jesus. Here, laat ons weer dit belangrik ag om U welbehaaglik te lewe, Here, en U te eer deur ons lewe. Here, help ons om die redding van siele belangrik te ag, die vrymaking van mense om ons. Help ons, Here, om U wil vir ons lewe vandag belangrik te ag. Gebruik ons, Here. Here, en ek wil kom en ek wil sê, hier is 'n jaar wat U sê, Here, vanuit U bron en daai innige verhouding met U, vanaf die pad so saam met U, wil U ons in oormaat gebruik soos nog nooit in ons lewe nie. En Here, en wil U die deurbrake kom gee rondom ons, Here, en ons wil dit kom vat in Jesus naam. En sê dankie daarvoor. Here, elke broer wat sukkel met 'n ding in sy lewe. Here, daar's broers wat stryd het, goed het gebeur, baie keer as gevolg van ons, baie keer as gevolg van ander, baie keer 'n kombinasie van die twee. Maar dankie dat U ons vergewe. Dankie dat ons nie gaan tent opslaan by die probleem nie, en die probleem bedink nie, Here, tot in ewigheid nie, maar dat ons kan kom en sê, vergewe my, Here, maar wat is die regte pad wat ek nou moet inslaan? Wat is die koers wat ek nou moet inslaan? Kom help my, Here Jesus. En dankie dat U die lewe soontoe stuur. Dat U die oprigting soontoe stuur, my Here. Vader, soos wat ek hierdie broers wil bless vanmôre in die kosbare naam van Jesus Christus, en dat U seën op hulle sal rus, so wil elkeen van ons kom en ons eie familie kom seën, ons vrou, ons kinders, kleinkinders, almal. Ons wil bid dat die volheid soontoe sal loop, Here, na hulle toe. U kom en U kom help ons, U raak ons aan. Aan U al die eer, Here. Al die eer. Ons het wysheid nodig. Here, ons het insig nodig. Ons het U gawes nodig, Here. Maar dit moet kom uit 'n rein hart, want anders is die toepassing daarvan, Here, korrup en verkeerd. Help ons om nooit onsself te laat geld nie, maar dat ons U wil sal uitvoer tot eer en verheerliking van U naam. Here, help ons dat ons as manne mekaar sal aanspoor in hierdie jaar om godvrugtig te lewe. Jesus, aan U kom toe al die eer, die lof en die aanbidding. Dankie, Here Jesus.